Kyk hoe het hierdie saadjies gegroei, 3 weke oud. Hier is my hemelvaartsaadjies wat gegroei het, en die Here nooi vandag vir my en jou uit om te groei. Met ons jaarthema wortels en vlerke het ons so ver ontdek met hierdie metafoor wat ek verduidelik, dat ons wortelstelsel vir my en jou as gelowiges insluit dat ons in hierdie intieme verhouding met God leef. Ons ontvang God se liefde en genade en ons word diep ingeplant met ons porieuse wortels waar ons oorgee aan die Here en bereid is om te ontvang alles wat goed en mooi is van die Here. Al daai nutriënte en water wat die wortels opsuig, is dit wat die Here vir ons gee. En daarom kan ons in 'n intieme verhouding met God leef. En verlede keer het ek gepraat oor die saadjie en toe was dit hierdie koriandersaadjies en in daai koriandersaadjie is sy hele identiteit opgesluit. Daai saadjie het reeds alles in. En net so, toe ek en jy 'n Christen word, het ons nuut gebore geword, het ons eintlik heeltemal nuut geword, as kinders van God. En ons identiteit is nou in Christus, ons is ingeplant in Christus, en ons is nou Christene. Maar dit stop nie daar nie. Die Here nooi vir my en jou uit om te groei. En dit is 'n keuse. Dit is 'n leefstyl wat ek en jy kies. Hulle sê, oud word is vir almal, maar groei is opsioneel. Wysheid kom nie noodwendig met tyd nie. Dit kom wanneer jy reflekteer op dit wat jy ervaar. En dit is wat die Here werklik vir ons wil hê en dit is wat ons ook leer in 2 Petrus 1 vers 3 tot 12. Ek lees vir ons. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe, deur die kennis van hom, wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur. Nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Hier is dit nou wat ons moet doen. Lê juis daarom alle ywer aan die dag, om by julle geloof, by hierdie verhouding met die Here, by hierdie vertroue op hom en in hom, voeg daarby deeg. By deeg insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding godvreesenheid en by godvreesenheid broederliefde en by die broederliefde liefde vir alle mense. Immers wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daartoe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is wat julle kennis van ons Here Jesus Christus betref nie. Want die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig en het vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. Net tot by vers 9. So waar kom hierdie teks vandaan? Petrus skryf aan mense aan die einde van die apostoliese tydperk. Dit beteken die apostels, die disippels, is besig om uit te sterf. So hulle is nie meer daar nie en nou is daar teenstanders wat vir hulle kom sê, Jesus het nog nie teruggekom nie, gaan hy ewe nog kom? Gaan hy selfs nog kom? En hier roep Petrus almal op om te sê, ons wag vir Jesus, ons moet getrou wees terwyl ons wag, en kyk is 2000 jaar later, en ek en jy wag nog steeds na hemelvaart, op die wederkoms van Jesus, en ons kan nie net sit en wag nie. Die Here roep ons op, om 'n lewe te leef, van groei, en van gehoorsaamheid. So 4 goeders wat Petrus vir ons wil leer. Eerstens, ons het reeds krag en kennis ontvang. Met Pinkster het ons herdenk eintlik dat Jesus aan ons die krag kom gee het om kinders van God te wees. Hy het ons gevul met die Heilige Gees en ons het krag ontvang toe dit gebeur het. So het ek en jy reeds daardie krag ontvang. Jesus Christus het homself aan ons kom openbaar deur sy lewe op aarde.
En dit lees ons in die evangelies. God self het homself as mens kom openbaar. Ons het daardie kennis. Ons kan dit lees. Ons ervaar nie God net meer deur die natuur nie. Ons het die Bybel om te lees. Ons het die woord van God. Ons het dit reeds ontvang. Tweedens, ons is nuut gemaak, skoon gewas en ons het 'n nuwe identiteit. Dit waaroor ons laasweek gesels het. Ons is reeds nuut gemaak in Christus. Ons is sy kinders. En wat beteken dit? Ons lees hier in vers 4. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur, nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid, wat deur die begeerte in die wêreld teenwoordig is. Al die beloftes van God is vir ons ja en amen. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Jakobus 1 vers 8, Matteus 28 vers 20. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van tyd. Hierdie beloftes het ons reeds ontvang. Derdens, God nooi ons uit deur hierdie woorde van Petrus om te groei en om te groei met hierdie spesifieke Christelike eienskappe. Wat beteken dit om deug te hê? Dit beteken uitnemendheid, voortreffelikheid, om jou beste te kan gee. Op ander plekke in die Bybel sê dit moenie net lou wees nie, wees vuurwarm of wees yskoud, wees nuttig teenoor die Here. Insig. Insig is nie net iets wat ons in onsself het nie. Die Bybel herinner ons gereeld, vra vir die Here vir wysheid. Bid, nader tot hom en vra hom vir sy inspraak op die besluite wat ons moet neem. Selfbeheersing, om nie net op te tree nie, maar om op die Here te wag, om seker te maak dat ons onsself in toom kan hou wanneer dit nodig is. Volharding, dat ons nie sal moed opgee nie, maak nie saak hoeveel keer ons probeer nie. Dominee Gys het so gesê, ons moet dit inoefen. Geloof is nie iets wat ons probeer en tekort skiet nie, maar iets wat ingeoefen moet word. Daarby Godvreesenheid. Ons moet streef daarna om die Here te eer met ons optrede. En dan bly oor broederliefde en liefde vir alle mense. Alles wat ons doen, moet gemotiveer wees uit ons liefde vir God. Laastens, hierdie dinge is nie onderhandelbaar nie. As ons nie groei nie, sê hulle jy stagneer, maar wat werklik gebeur is, as jy nie groei nie, is jy besig om dood te gaan. En die Here roep ons tot 'n lewende verhouding. Daai wortels groei. En dan as die stingel groei, moet hy spruit uit by die grond deurbreek en sigbaar word in hierdie wêreld. Dis wanneer ons geloof uitleef dat Jesus sigbaar en tasbaar word vir ander. So laat ons leef met al hierdie eienskappe, met selfbeheersing, met wysheid, met Godvreesenheid. En laat dit sigbaar word dat Jesus nog steeds leef in en deur ons. Gaan en groei in die naam van Jesus. Amen.